Goeienaand en welkom by Eindtyd Onthullings, waar ons die waarheid onthul en leuns ontmasker. Met ons studie wat ons gedoen het gisteraand, het ons gekyk na die eerste gedeelte van Skouspel van Spraak. En daar het Eben van ons gekyk en verduidelik op verskeie gedeeltes in die boek van Handelinge en ook in 1 Korintiërs wat praat oor tale praat. Nou, daar is verskeie sieninge daaroor en hy gaan vanaand dan verder om te kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 14. En daar gaan hy vir ons nie net verduidelik oor waaroor dit gaan nie, maar hy gaan ook met ons deel waar kom die moderne tale praat vandaan. Hoekom is daar so iets soos gawe van tale of mense wat in tale praat vandag? En hoe moet dit geïnterpreteer word? So dit is waaroor vanaand se lesing gaan en ek hoop dat ons dit saam sal geniet. Maar kom ons nooi vir Eben op die verhoog om 'n paar vrae aan hom te stel. Goeienaand. Goeienaand Eben. Gaan goed, dankie. Nou Eben, jy het 'n baie interessante aanbieding gedoen en daar is 'n paar vrae wat opgekom het. Maar voordat ek gaan na die paar vrae, terwyl een vraag wat daarvan opgekom het, kom ons kyk eens na een wat vandag ingekom het oor 'n vorige aanbieding wat gedoen was. Hoe weet ons dat die dier uit die aarde van Openbaring 13 wel Amerika verteenwoordig? En as dit Amerika dan verteenwoordig, watter ooreenkomste is daar om dan te bewys dat dit Amerika is? Goed, ek kan eintlik die twee gedeeltes van die vraag in een antwoord. Wat ons daarmee te doen het, is spesifiek die vloei, die progressie van die een nasie by die ander ene volg oor die algemeen beweeg dit in 'n weswaartse rigting. So, wanneer ons sien dat die gebeure wat ons daar het, spesifiek in Europa gebeur het, in Wes-Europa, dan is die logiese progressie dat jy dan nou die oseaan gaan slaan en daarna kry jy wat? Jy kry Noord-Amerika. Plus, nie net dit nie, daar is 'n dier met 2 horings. Daai dier is die horing spesifiek verteenwoordig die aspek van die skeiding van kerk en staat. Daai konsep is spesifiek gevestig in die VSA. Dit is hulle grondbeginsel, dis waarom ons daai eerste amendement het van die Amerikaanse konstitusie. En dan ook wanneer ou kyk na die manier hoe daai ommeswaai plaasvind van die skeiding van kerk en staat, na wat ons vandag het, wat hulle al hoe meer militant word teen die Christelike geloof, in sekere uitsprake wat hulle maak ensovoorts, strook hulle baie meer en beter as enige ander nasie, spesifiek as daai dier wat uit die aarde uit opstaan. So, vir daai redes is dit hoekom ons dit so interpreteer. Dankie Eben. So daardie was dan die heel eerste vraag. Die tweede vraag wat daar is die Pinksterkerk stem saam dat Handelinge 2 gewone taal was. Maar dan redeneer hulle dat Handelinge hoofstuk 10 en Handelinge hoofstuk 19 bonatuurlike, onverstaanbare taal eerder as normale menslike taal was. Hoe weet ons dat dit menslike taal was? Ja, baie Pinksterakademici sal vir jou sê 1 Korintiërs 14 is dieselfde formaat van tale as wat jy kry in Handelinge 10 en Handelinge 19, maar as jy na die teks in Handelinge gaan kyk, dan gaan jy parallelle sien spesifiek tussen die weergawe in Handelinge 10 en Handelinge 2 in terme daarvan dat toe Petrus daar bedien, toe praat hy van hierdie mense wat die gawe ontvang het net soos ons. Nou hoe het Petrus daai gawe ontvang? Dit verwys jou terug na Handelinge hoofstuk 2. Met ander woorde, jy daai direkte korrelasie tussen Handelinge 10 en Handelinge 2. En dan, wanneer jy gaan kyk na Handelinge 19, dis 'n baie kort verwysing. Hy sê bloot net, hy het hulle het in tale gepraat en geprofeteer. Daai twee aspekte word bymekaar genoem. Nou dink 'n bietjie aan wat gebeur het, die oomblik toe die mense beweer, maar die persone is dronk, hulle is onder die invloed van drank. Toe staan Petrus op en hy begin te praat en hy sê, hierdie mense is tog nie dronk soos wat julle dink nie. En hy haal toe aan uit Joël hoofstuk 2. Nou hy haal aan uit Joël 2 uit, binne die konteks van tale praat, maar in dit wat hy aanhaal, word tale nie eers genoem nie. Die enigste ding wat genoem word is profesie.
So uit die aard van die saak, in Petrus se gedagte moet daar 'n direkte korrelasie wees tussen om in tale te praat en te profeteer. En vanaand gaan ons sien in watter konteks gebruik hy die term tale en in watter konteks gebruik hy die term profesie, sodat jy kan verstaan wat die verband tussen die twee is. Op 'n manier is die twee dieselfde ding, maar op 'n manier moet hulle ook van mekaar geskei word en dis wat ons vanaand na gaan kyk. Awesome. Nou ja, net vir die gehoor hierso, onthou vanaand as jy gaan, onthou om jou boekie saam met jou te vat, want al die inligting is daarin, en bietjie meer as net wat aangebied word, verstaan ek. So kry jou boekie vir die wat later gaan luister en inskakel. Onthou, jy kan jou boekie bestel, Skouspel van Spraak, deur om te gaan na learnprophecy.com. learnprophecy.com op die webtuiste, en daar sal jy meer inligting kry hoe om hierdie boekie te bestel, as ook ander boeke wat deur Eben geskryf is. Dan ook, as jy enige vrae het oor een van die aanbiedings of vanaand se aanbieding, skryf dit vir ons op 'n stukkie papier neer, gee dit vir ons in, en dan is dit maklik genoeg om dan vir Eben te vra, of gebruik ons WhatsApp nommer 060 248 1172 060 248 1172, of gaan na ons webtuiste toe, awrafrikaans.org, en op die tuisbladsy is die opsie waar jy jou vraag kan vra. Soos wat ons dit ontvang, sal ons dit vir Eben gee, as dit nou nie hier is nie, en later, dan sal ons dit vir hom deurstuur, en dan die vraag net of die antwoord terugstuur vir die persoon wat dit gevra het. Maar vir nou, kom ons gee oor aan Eben vir vanaand se aanbieding. Dankie Heinrich. Goed, gisterand het ons gekyk na die Skouspel van Spraak deel 1, ons het gekyk na Markus hoofstuk 16, net 'n vinnige verwysing na tale, ons gekyk na Handelinge 2, ons gekyk na Handelinge 10, Handelinge 19, ons het teruggegaan na Handelinge hoofstuk 1 toe, om te sien presies hoe daai struktuur, en waarom daar net 3 verwysings is, geskiedkundig, in die boek Handelinge, na spreking in tale. Ons het ook so vinnig gestop in Romeine hoofstuk 8, want sommige mense sê, Romeine 8 vers 26 verwys na spreking in tale, en ons het gesien, kontekstueel en binne die taalgebruik van die Griekse woord hosutos, likewise, en net so, is dit nie aanvaarbaar dat jy daai spesifieke vers gebruik binne die konteks van tale nie, dis nie waarna dit verwys nie. So, vanaand gaan ons verder, ons het toe nou afgesluit eintlik met hoofstuk 12 en 13 van 1 Korintiërs, vanaand kyk ons na hoofstuk 14. Nou hoofstuk 14 is die enkel grootste volume van inligting wat die Bybel vir ons oordra oor spreking in tale, en weer eens, onthou, 1 Korintiërs is nie geskryf om vir die mense te sê, julle doen die regte ding nie. Hulle word vasgevat in daai boek, omdat hulle verkeerde praktyke gehad het binne die kerk van Korinte, en daarom begin ons vanaand se lesing om spesifiek te kyk na die konteks van die Korintiese kerk. So, wat was die Korintiese konteks? Korinte is 'n multikulturele samelewing weens die ligging en hawens van die stad. Nou Korinte het 2 hawens gehad wat nie baie ver van mekaar was nie. En as jy nou ter see moes omgaan van die een kant en die ander kant, moes jy baie ver reis en is geweldig gevaarlike waters. So wat mense gedoen het, hulle het in die een kant van die landmassa aangekom, hulle het hulle goedere afgelaai in daai hawe, dan sit oor land geneem en dan aan die ander kant weer op skepe geplaas en dan is dit verder vervoer. Vandag is dit nie meer die situasie nie. Baie soos die Suezkanaal is daar nou 'n kanaal gegrawe wat daai 2 gedeeltes, die 2 hawes eintlik met mekaar verbind. Jy is welkom 'n bietjie op die internet te gaan kyk. As hulle groot skepe daar deurvat, dan is daar van die heel groot skepe wat deurgaan, is daar skaars meer as 'n meter aan elke kant van daai skepe. Dis 'n baie nou, baie diep kanaal. Maar wat gebeur wanneer jy 2 hawens het in enige tyd, selfs vandag? Wat se tipe samelewing het jy wanneer jy by hawens is? Hawens bring mense van ander kulture, van ander tale by mekaar, en daarom is dit so 'n geweldige multikulturele omgewing. So binne die Korintiese kerk was daar mense wat verskillende tale gepraat het. En dit was tot 'n mate 'n probleem wanneer dit kom by ordentlike kommunikasie met mekaar. Nou, in daai kerk het sommige mense Hebreëus gebruik en hoor dialekte van Griek soos Aiolis, Attis en Doris, wat dan in kerkverband gebruik word. Nou nie almal wat daar die kerk bywoon,
verstaan daardie tale of dan nou hoor dialekte van Grieks nie. Nou, die dialekte van Grieks wat ek daar noem, is baie meer gevorderd as die Koine Grieks waarin die Bybel geskryf is of wat die gemiddelde persoon gebruik het. So waarom kom mense in die kerk in en hulle gebruik woorddialekte? Binne in die kultuur van die Korinte was welsprekendheid eintlik 'n statussimbool. As jy goed kon praat, as jy geweet het hoe om jouself ordentlik uit te druk, as jy, selfs ons nou vandag praat van, as jy gevleelde woorde kon gebruik, dan het mense gedink, jy's nou half hoër as hulle, jy's belangriker as hulle, en van die mense kom toe nou en hulle gebruik spesifiek die woord dialekte, maar ook die gawe van tale, die vermoë om 'n ander mense taal te kan praat, nie om die mense te bedien met die woord nie, maar hulle gebruik het om hulle eie status te verhef. Nou wat is die basisbeginsel van die gawes? Dis om ander te bedien, en in plaas van om ander te bedien, misbruik hulle die tale om hulle eie status te verhef. So dis presies die teenoorgestelde van wat behoort te gebeur in terme van die gebruik van tale. So taal word dan in die gemeente gebruik vir selfpromosie eerder as om ander te dien. So binne daai konteks, kom ons delf in die teks in en ons kyk wat die teks vir ons sê. 1 Korintiërs hoofstuk 14 vers 1 sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. So van meet af sê hy vir jou, profesie is die belangrikste ding. Dis waarvoor jy eintlik moet streef. Nou wat is profesie? Baie mense is onder die indruk, profesie is om die toekoms te voorspel. Ja, dit is 'n aspek van profesie, mits dit van God afkom, want onthou, alle profesie het sy oorsprong by die Heilige Gees. Maar, in die Bybelse konteks is ook prediking 'n vorm van profesie. Want om te profeteer is om deur die inspraak van die Heilige Gees 'n openbaring te maak. Nou, prediking in kerke vandag behoort nog steeds profesie te wees. Dit behoort gees geïnspireerd te wees en die Bybel uit te lê. Die probleem vandag is as gevolg van sosiale druk, is mense besig om nie gees geïnspireerde boodskappe te bring nie, maar dit wat die ore gaan streel in gemeentes. Hulle probeer polities korrek wees en hulle is nie meer bereid om probleme in die samelewing aan te spreek soos wat dit behoort te wees nie. So, ons gaan vind beide prediking is dan profesie, dis nie net wanneer jy die toekoms voorspel nie. Hy sê, jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer en let mooi op, sommige mense beskou vers 2 as 'n definisie, hy sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Nou sê hulle, sien jy, die Bybel gee 'n definisie van tale. Wanneer jy in 'n taal praat, praat jy nie met mense nie, jy praat met God. Maar waarom praat jy met God? Die enigste rede hoekom jy besig is om met God te praat, is omdat die mense die taal wat jy gebruik nie verstaan nie. Dis die enigste rede. En let op dat hy spesifiek vir jou vertel wat is die inhoud van wat hier gedeel word, of wat die verwagting is, wanneer iemand in tale praat. Hy sê, deur die Gees spreek hy verborgenhede. Nou, een sleutelkonsep van goeie Bybelinterpretasie is dat jy die Bybel toelaat om jou te vertel wat die Bybel op 'n ander plek sê, wanneer dit nie vir jou onmiddellik duidelik is nie. Wat is die term wat ons hier het? Verborgenhede. So ons moet gaan kyk, wat sê die res van die Nuwe Testament vir ons rondom die konsep van verborgenheid? En ons moet daarna kyk spesifiek binne die sendbriewe. So, kom ons gaan kyk na voorbeelde daarvan. Die konsep van verborgenheid kry ons ook in Kolossense 4 vers 3. En bid tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus. So die verborgenheid konsep is gekoppel direk aan Jesus Christus. En dan gaan hy verder, hy sê, waarvoor ek ook in boeie is. Nou waarom was Paulus in boeie? Hy was in boeie omdat hy die evangelie verkondig het.
En die Jode het nie daarvan gehou nie, en die heidene het ook nie daarvan gehou nie. Maar nou waarom praat hulle daarvan as 'n verborgenheid? Want dis eintlik 'n absolute misterie, en dis die woord wat gebruik word in die Engels, the mystery. Nou daai misterie is dat God ons so lief gehad het, dat hy sy eie seun gestuur het om die prys vir ons te betaal. Maar nou, as tale bedoel is net as 'n kommunikasiemiddel tussen jou en God, hoekom moet die inhoud dan wees die misterie van Christus? Want God weet mos daarvan. Dis uit die aard van die saak, dis hy wat sy seun gestuur het. Wie het nodig om my boodskap te hoor? God of mense? Die mense moet dit hoor, nie God nie, hy weet presies wat daar aangaan. So die fokus, onthou die fokus van al die gawes volgens 1 Korintiërs 12, is uitwaarts. Dis altyd om ander te bedien, nooit om myself te bedien nie. So as jy die verkeerde definisie neem in 1 Korintiërs 14 vers 2, dan dink jy dalk, maar hierdie is 'n gebedstaal net tussen my en God. Maar bedien jy dan ander mense? Nee, wat beteken jy breek die kerngrondbeginsel van die geestelike gawes, dis daarom ander te bedien. Nou hoe kan jy ander bedien as jy dit beoefen daar waar jy op jou eie is? Goed, ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Ons kyk na 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, en nou verduidelik hy, wat bedoel hy met die verborgenheid van die godsaligheid? Hy sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Gaan kyk maar na ander voorbeelde ook, as jy 'n soek gaan doen na verborgenheid, of in Engels mystery, veral binne die sentbriewe. Dit gaan elke liewe keer gekoppel wees aan Christus of aan die kruis. En wie is aan die kruis? Dit was Christus wat in die kruis gesterf het. Met ander woorde, die funksie van die tale is spesifiek om die evangelie te verkondig en versprei. Ons gaan aan, vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Nou kan nie iemand stig, troos en bemoedig as hy nie verstaan wat jy sê nie. Nee. Die inhoud van die woorde is die kern. So wat kan ons uit vers 2 en vers 3 aflei? Wanneer Paulus die woord taal gebruik, dan verstaan die gehoor nie. Maar wanneer hy die woord profesie gebruik, dan verstaan hulle die inhoud. En daarom wil hy hê, taal moet profesie word. Met ander woorde, dat die mense wat dit aanvanklik hoor in 'n ander taal wat hulle nie verstaan nie, dat dit uitgelê word. Daai woord uitlê is die identiese selfde woord wat elders in die Bybel gebruik word as vertaal. Met ander woorde, dat die ander taal vertaal word in 'n weergawe waarvan hulle die inhoud van die woorde verstaan. En dis die kruks van die hele eerste helfte van 1 Korintiërs 14, soos ons nou gaan sien. Nou kom ons by vers 4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Hoekom? Want die ene wat in 'n taal praat, weet wat hy sê. Party mense sê, nee, as jy in 'n hemelse taal praat, dan weet jy nie wat jy sê nie. Ons gaan bietjie moet gaan kyk. Wat het hulle in die vroeë kerk geglo, hoe dit werk, wat daai teks beteken? Daar's 'n wantoepassing van daai teks na die moderne definisie van die woord taal, soos wat ons gisteraand gesien het. So, hy stig homself. Nou, dink 'n bietjie daaraan binne die Pinkster konteks. As hy nie die taal verstaan nie, hoe kan dit hom stig? Hoe kan dit hom opbou? En waarom as hy die teks nie, of die inhoud nie verstaan nie, en hy word opgebou, hoekom kan hy dan nie ook iemand anders wat dit hoor opbou nie? Maar ons sien hier, herbevestig hy eintlik die definisie, want hy sê net daarna, maar hy wat profeteer stig die gemeente. Nou 2 hoofstukke voor dit, het hy mos duidelik gemaak, die gawes daarmee ander te dien. So, is die eerste geval, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, is dit die korrekte gebruik van die gawe? Nee, die gawe mag nie gebruik word net om jouself te dien nie, die gawe moet gebruik word om 'n ander persoon te dien, vir die common good, soos wat sekere Bybels dit vertaal. Dan sê in vers 5, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer.
Waarom? Want die taal word eers nuttig wanneer die taal profesie word. Nou, hoekom sê ek wens dat julle almal in tale kan praat? Want as hulle in verskillende tale kan praat, dan kan hulle verskillende mense bedien van ander tale. Met wat? Met die verborgenheid van Christus. Met die boodskap van verlossing in Jesus Christus wat vir hulle gesterf het. Maar, wanneer ek byvoorbeeld hier sou kom en ek praat in Russies, dan is dit vir julle glad nie verstaanbaar nie. Maar as ek ek praat nou letterlik in 'n taal, maar wanneer ek Russies praat, wanneer daar 'n Rus in die gehoor is, dan is dit vir julle 'n taal, maar vir daai persoon profesie, want hy verstaan die inhoud. So die hele ding gaan oor verstaanbaarheid van die inhoud van dit wat gedeel word. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Sien hoe die Bybel sê, hy wat in 'n taal spreek, is nie so groot soos hy wat profeteer nie, behalwe as dit uitgelê word, want die oomblik wat dit uitgelê word, of vertaal word, dan word dit profesie. Met ander woorde, dan word die ideaal bereik. So die ideaal is, wanneer jy in 'n gemeente opset praat, moet die mense die inhoud van wat jy sê verstaan. Anders is dit nutteloos. Nou begin hy verder gaan. Onthou, dit gaan daaroor dit wat nuttig is for the common good, volgens die ESV vertaling. Nou gaan hy verder, hy sê, maar nou broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie. Nou as jy die inhoud nie verstaan nie, hoe kan dit vir jou openbaring, kennis, profesie of lering wees? Dit kan nie vir jou enige van daai 4 dinge wees nie, want jy verstaan nie wat die persoon sê nie. So elke keer is die fokus, verstaan die inhoud, verstaan die inhoud, verstaan die inhoud. En nou begin hy eintlik simbole te gebruik om dieselfde beginsel te verduidelik. Hy sê, net soos met lewelose dinge wat 'n klank gee, 'n fluit of 'n siter, as hulle nie 'n onderskeid in toon laat hoor nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of die siter gespeel word? Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir oorlog? En hier het ons 'n bietjie konteks nodig. Onthou, in daai tyd het hulle nie selfone gehad nie, hulle het nie kon vinnig 'n WhatsApp teks stuur of ietsie van daai aard nie. In daai tyd het jy mense gehad wat as wagte op die mure gestaan het, en as 'n vyandige nasie jou aanval, dan blaas hulle 'n sekere deentjie op die trompet. Dan weet almal in die stad, hier kom moeilikheid, want hulle ken die deentjie. Maar met 'n ander deentjie het hulle jou gewaarsku, maar daar's 'n vuur binne in die stad. En so was daar verskillende deentjies wat vir jou vertel het, maar dis wat die gevaar is, of dat is wat die gevaar is. Maar as die persoon wat die instrument speel, my bevoegdheid het met 'n trompet, dan gaan niemand verstaan wat aangaan nie, want hulle kan die inhoud van die klank nie onderskei nie, en dis die beeld wat hy hier gebruik. So weer eens, in sy beeld gaan dit oor die verstaanbaarheid van die klanke wat gemaak word. As jy die deentjie kan hoor en onderskei, dan weet jy hoe om ordentlik daarop te reageer. Nou gaan hy aan in vers 9, hy sê, net soos wat dit daar gebeur het, as jy met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Want jy praat, maar dit help niks, daar's geen oordrag van inligting nie, en dis waarteen hy dan waarsku. Hy gaan aan, hy sê, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan is sonder klank nie. Nou van al die Afrikaanse vertalings van die Bybel, is die Afrikaanse ou vertaling my gunsteling. Maar somtyds is hy nie ideaal vertaal nie, en hierdie is een van die voorbeelde. Hierdie term is 'n bietjie moeilik om te vertaal, hy's nie ideaal nie, van die Engelse vertalings vertaal hom beter. Hy praat hier van, geen van daai tale is sonder klank nie, maar kom ons gaan kyk, waar hy is sonder klank nie, in die Afrikaanse ou vertaling is, sê die Modern King James, not one is without distinct sound. Ook nie 'n baie goeie vertaling nie, daar's beter. Ons kry die King James, hy sê, none of them is without signification, wat die idee oordra, dat die taal moet 'n beeld oordra, 'n sign, hy moet vir jou iets signify, daar moet inligting wees wat oorgedra word. Maar kyk nie die volgende vertaling, die ISV, none of them is without meaning,
spot on. Daar's hoeveel tale in die wêreld, maar geen een van hulle het geen betekenis nie, want anders hoekom is die taal daar? Die doel van taal is betekenis. So binne hierdie konteks, waaroor gaan dit? Jy word nou die gawe gegee om 'n ander taal te praat. Jy moet die betekenis van dit wat jy sê kan oordra. Die ander persoon moet verstaan wat in jou gedagtes aangaan, anders help dit nie. Anders is daar geen oordrag van kennis nie. Nou gaan hy verder, hy sê, as ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. Dis mos tog logies. Ek kan die ander persoon nie verstaan nie, die ander persoon kan my nie verstaan nie, want daar's nie 'n gemeene faktor in terme van taal nie. Dan gaan hy verder, hy sê, so moet julle ook, terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te munt tot die stigting van die gemeente. Bou die gemeente op, maak seker hulle verstaan in eenvoudige taal dit wat jy probeer oordra. Onthou, ons gaan nie vir die elite nie. Dit was een van die probleme in die Korinte. Hulle het die hoërlei eintlik se ore gestreel. Hulle praat die taal wat net die hoërlei verstaan het. Dis nie wat hy wil hê nie. Hy praat met die Korinte, hy sê, sorg dat hulle verstaan wat jy sê, so dra dit in eenvoudige taal oor. Hy sê dan, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Nou hierdie woord uitlê, hermeneuo, in sekere gevalle die hermeneuo, afhangende van die konteks. Dis waar ons die woord hermeneutiek vandaan kry. Wat is hermeneutiek? Dis om uitleg te doen van dit wat voor jou is, maar elders in die Nuwe Testament word hierdie selfe woord vertaal as vertaal. Byvoorbeeld, wanneer hy vir jou sê, die plek se naam was Golgotha, dan sê hy, wanneer dit vertaal word, die hermeneuo, dan is dit plek van die kopskedel. So hy vertaal vir jou van die een taal na die ander taal. En dis presies wat die gawe van uitleg van tale is. Die uitleg van tale is niks anders as die vertaling van tale nie. Met ander woorde, om te vertaal, sê nou maar van Grieks in Afrikaans, of van Spaans in Engels. Dis wat die uitleg is, dis om te vertaal. Dan sê hy verder, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar, en veral binne Pinksterkringe, het hulle 'n spesifieke verstaan van hierdie vers. Hulle sê, dis my gees wat bid tot God, en my verstand is onvrugbaar vir my. Wag 'n bietjie. Wat is die beginsel, die fondasie wat gelees in 1 Korintiërs 12? Is die gawe bedoel vir my? Nee, ek ontvang die gawe sodat ek ander kan bedien. It is for the common good. So hierdie vers verstaan moet word binne sy konteks, is, ek sal in 'n taal bid, maar my verstand is onvrugbaar vir die ander. Met ander woorde, dit wat ek vir hulle wil sê, verstaan hulle nie. Dit wat in my verstand aangaan toe ek hierdie woorde gevorm het, dra nie inligting oor na hulle toe nie. Nou, vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Nou, verskillende mense lees hierdie verskillend, party verstaan gees hierso as die Heilige Gees, met ander woorde, ek sal saam met die Heilige Gees bid in 'n onverstaanbare taal, ensovoorts. Ander sê, nee, dis die mense gees hier wat bid, maar dit staan in stryd teen die verstand. Maar kom ons gaan kyk na wat een van die vroeë kerkvaders daaroor gesê het, en net so vinnig, waarom is dit belangrik om ook te verstaan wat hulle gesê het? Hulle leef in tyd baie nader aan die tyd toe daar nog aktief in Jesus se tyd, wel, net na Jesus se tyd en in die vroeë kerk se tyd in tale gepraat is, plus, vir meeste van hulle was Grieks hulle eerste taal. So hulle verstaan die nuances van die taal baie beter as ons wat deur baie moeite moet gaan om die grammatika en die woordeskat te leer ensovoorts. En ons stel nie altyd die fynere nuances op nie. Kom ons gaan kyk, hoe beskryf Augustinus hierdie vers? Hy sê, ons praat ook van 'n gees in 'n mens wat anders is as die verstand. Die gees hou al die beelde van liggaamlike dinge in hom. En hiervan spreek die apostel met die Korintiërs, waar hy sê, want as ek in 'n taal bid,
dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. So wat is vir hom gees wat hier gepraat word van? Gees is daai beeld wat jy in jou gedagtes skep, wat jy dan moet oorsit in iets wat jy kan, wat die ander een kan verstaan, soos wat hulle 'n liggaam kan sien. Want dit wat ek dink, kan hulle nie sien nie. Hulle kan dit nie ervaar nie. Maar ek moet dit oorskakel in woorde wat die konsepte in die prentjie wat ek in my gedagtes het, kan oordra aan die ander persoon. Dan is daar suksesvolle kommunikasie. Dan deel ek my verstand, want onthou, my verstand skep die prentjie, die gees, dis nie tasbaar nie, is nie liggaamlik nie, maar wanneer ek dit oorskakel in woorde, dan dra ek die inligting oor, en dit skep in die ander persoon se gedagtes, hopelik dieselfde prentjie as wat ek het. Goed, nou gaan hy verder, hy sê, want hy spreek so, wanneer iemand iets sê wat nie verstaan word nie, want jy kan dit nie eers sê nie, tensy die beelde van die fisiese klanke reeds deur die gees se denke vooruitloop, voordat jy dit hardop uitspreek. Wat sê hy? Jy het 'n prentjie in jou kop. Die prentjie moet vorm kry, en hy kry vorm in die woorde wat jy uitspreek. Dan kan die prentjie oorgedra word. So die prentjie is die woorde is die beskrywing van die prentjie wat jy in jou gees het, in jou gedagtes het, en dit moet oorgedra word aan die ander persoon. Dit is nie 'n verwysing na jy wat net met God kommunikeer, maar jou verstand is onvrugbaar vir jouself nie. Ons gaan binnekort 'n baie interessante aanhaling sien uit die kerkvaders, wat dit baie duidelik maak. Die persoon wat die gawe van tale het en in 'n taal praat, verstaan self wat hy sê. Ons kom by vers 16. Anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy by die plek van die onkundige inneem? Amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Hoekom word hy nie gestig nie? Hy verstaan nie wat jy sê nie. Nou by geleentheid preek ek vir 'n gehoor wat 'n geweldige klomp Zulus ingehaat het, en ek verstaan nie 'n woord van Zulu nie. So ek preek in Engels, en daar's 'n persoon wat in Zulu vertaal, en met die vertaling verstaan hulle wat gesê word. Maar later, toe ons na die tyd moet eet, toe bid een van die Zulus, en die oomblik toe ek klaarmaak, toe daar van die ander persone wat saam met my was, van die ander blankes wat daar was, hulle sê toe almal amen. En ek kyk hulle en ek sê, wat maak julle nou? Hulle sê nie, hy het klaar gebid. Ek sê amen. Ek sê, weet jy wat hy gebid het? Hulle sê nee. Ek sê, hoe kan jy sê amen? Wat beteken amen? Amen beteken ek gaan akkoord. Dit beteken ja, ek stem saam. Ek sê vir hom, wat as hy gebid het, hy kan jou vrou kry? Jy kan nie sê amen nie, jy weet nie wat hy gebid het nie. Jy sê net amen as jy weet wat die persoon gebid het, want jy sê ek gaan akkoord, en dis presies wat hy van praat. As hy nie die woorde verstaan nie, kan jy nie sê amen nie, want jy weet nie of daar gebid is volgens die beginsels van die woord nie. Goed, die ander word nie gestig nie, hulle word nie opgebou nie, want die inligting word nie oorgedra nie, want hulle verstaan nie. So, wat die eerste gedeelte van 1 Korintiërs aanbetref, gaan dit altyd oor die verstaanbaarheid, wat op verskillende maniere verduidelik en uitgedruk word. Nou, vers 18. Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. So, het Paulus in tale gepraat, uit die aard van die saak, sonder enige twyfel, en hy is dankbaar vir die vermoë. Hoekom? Want Paulus, by uitstek, was die apostel wat ander bedien het. Onthou sy plan, alhoewel ons nie die detail daarvan kry nie, die Bybel noem nie vir ons 'n 4de sendingsreis nie, maar ons weet hy het planne gehad om te reis tot in Spanje. Nou dink net hoeveel verskillende nasies het hy teëgekom van Jerusalem, waar hy op 'n stadium was, regdeur gereis tot in Spanje. Dis 'n massiewe klomp verskillende tale. So hy het die gawe ontvang om met die verskillende mense van verskillende nasies te kan praat in hulle moedertaal. Alles mensetale, en hy is dankbaar daarvoor. Hy sê, ek dank God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Met ander woorde, dat ek hierdie vermoë gekry het om te evangeliseer onder die heidene. Maar nou, let mooi op wat hy sê. Maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde spreek met my verstand. Met ander woorde, so dat julle verstaan wat ek sê, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. Waarom? Jy kan 10.000 woorde spreek en die mense verstaan nie en dit help niks, maar jy kan 5 woorde spreek
met jou verstand en jy dra inligting oor en die mense word gestig en opgebou. So, nou sê hy, broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. Met ander woorde, beywer jou daarvoor, wees volwasse, dit gaan oor die oordra van inligting. Wees volwasse in hierdie aspek van die verstand, dat die inligting oorgedra kan word na hulle. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Nou, hierdie aanhaling kom uit die Ou Testament. Ons moet gaan kyk, wat is die konteks van die Ou Testament teks? Praat hy van 'n inherent onverstaanbare hemelse taal, of praat hy van mensetale, want hy haal daai Bybelgedeelte aan binne die konteks van die gawe van tale in die Korintiese kerk. So, na watter tale verwys Jesaja? Kom ons gaan lees, hy sê in Jesaja 28 vers 11 en 12, ja, hulle sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan julle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. So was dit verstaanbare mensetale? Ja, uit die aard van die saak. Wat onmiddellik vir jou sê, dit wat Paulus in gedagte het in 1 Korintiërs 14 is verstaanbare mensetale, nie ekstatiese vorms van spraak wat niemand verstaan nie. Dan, vers 22. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die Bybel sê dit onomwonde, tale is nie 'n teken vir 'n gelowige nie, is 'n teken vir 'n ongelowige. So waarom binne die Pinkster konteks is daar mense wat sê, maar tale is 'n teken vir my dat ek die Heilige Gees ontvang het. Dit strook nie met die Bybel nie. Die tale is 'n teken vir 'n ongelowige. Hoekom? Wat het tale gedoen in Handelinge 2? Wat het gebeur die oomblik toe hulle hoor, maar hierdie mense praat in ander tale, en daai tale was mensetale. Hulle het onmiddellik gesê, hoorie, wat gaan hier aan? Ons moet miskien bietjie nader kom en luister. So dit trek die aandag van mense om te kom hoor. Dink nou daaraan. As jy iemand teekom en jy weet hierdie ou is in Rusland gebore en getoe, maar ewe skielik kan hy vlot met jou in Afrikaans praat en nie net gebroken nie, hy's vlot, hy praat die taal in sy idioom. Gaan dit jou aandag trek? En wat gebeur dan as die inhoud daarvan is, Jesus Christus het jou so lief, hy het vir jou gesterf, vrywilliglik. Natuurlik, jou aandag is getrek deur die feit dat hierdie vreemdeling jou eie taal kan praat, maar nou wat doen die inhoud van daai taal? Die inhoud van die taal spreek geloof in jou lewe in. Goed, jy kan nou tot geloof kom daarvan, dis wat hy verder na verwys. Hy sê, die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Daai profesie, daai gees-geïnspireerde woord is bestem om jou tot geloof te bring. So die hele konteks van tale in 1 Korintiërs 14 gaan oor die verspreiding, die verkondiging van die evangelie om mense tot geloof in Jesus Christus te bring. Nou gaan hy verder, hy sê, as die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie? Wat sê die Bybel hier vir ons? Daar moenie 'n situasie wees waar onkundiges of ongelowiges in die kerk inkom en almal is besig om in tale te praat nie. Hulle gaan sê, julle is mal. Ek wil nou nie op tone trap nie, maar wat gebeur soms in sekere Pinksterkerke? Ongelowiges kom in en wat gebeur? Almal praat in tale, maar almal praat in tale wat niemand verstaan nie. Wat sê die Bybel gaan die logiese reaksie daarop wees? Sê ek wat dit sê nie, is die Bybel wat dit sê. Daarom moet dit nie so wees nie. Dis nie bestem om so te wees nie. En daarom gaan hy binnekort vir ons sê, wanneer daar in tale gepraat word, moet daar uitleg wees of die persoon moet stil gemaak word. So, hy sê dan, maar as almal profeteer, nou wat is die verskil tussen die tale en profeteer? Met profeteer verstaan hulle die inhoud. So as hy inkom en almal praat net goeters wat nie verstaanbaar is vir enige iemand daar nie, gaan hulle sê hulle is mal, maar as almal profeteer, met ander woorde, almal het iets wat hulle deel in terme van geloof, wat gaan daai effek wees? As almal profeteer
en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. En dis die doel. Wanneer die inhoud verstaan word, dan kan die persoon tot inkeer kom, God herken as skepper en verlosser, en op hulle knieë voor hom neerval en hom aanbid. Dis die doel. So, vers 26, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm, of 'n lering, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Ek wil nie ons moet vir 'n oomblik net reflekteer op hierdie versie. Ons doen kerk verkeerd. Groot woorde. Ons doen kerk verkeerd. Wat gebeur hier nou? Al die banke kyk die kant toe en ek praat. Maar in 'n gemeente, in die huis van die Here, behoort elke persoon wat soontoe kom 'n bydrae te lewer. Ons is nie een of ander heidense geloof waar jy een guru het en almal kom om die guru by mekaar nie. Ons elkeen het unieke ervarings met die Here en ons moet dit met mekaar deel sodat ons kan leer uit ander se ervarings, sodat ons gestig kan word uit ander se ervarings. Maar nou het ons die geneigtheid, ons kom kerk toe en die predikant, ons betaal hom sy salaris. Hy moet voorberei, hy moet reg wees, ek kan net passief daar gaan sit. Nee, dis nie hoe dit hoort nie. Die Bybel sê, almal het iets wat hulle kan bydra, want almal het 'n gawe ontvang. Nie net die predikant nie. Ons doen kerk verkeerd. Ons moet kom met die gesindheid. Hoe kan ek my broeder en my suster in die geloof vandag opbou? Wat kan ek met hulle deel wat die Here vir my gedoen het, wat hulle gaan versterk in hulle geloof? Wat vir hulle 'n blessing gaan wees? Dis die gesindheid wat ons behoort te hê. Ons gaan verder, hy sê vers 27. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een dit uitlê. Nou kan jy sê, maar wag 'n bietjie, hier is bietjie moeilik om te verstaan. Die Bybel sê vir jou, nie almal praat in tale nie. Hy sê as iemand in 'n taal praat, laat dit dan wees 2, hoogstens 3 en een moet dit uitlê. Nou, kom ons gestel in hierdie gehoor, het ons mense wat Italiaans praat, Spaans praat en Afrikaans praat. Nou kom ek hier aan en is 'n multikulturele omgewing. Ek praat in Afrikaans, maar is iemand langs my wat Italiaans verstaan en hy vertaal sin vir sin wat ek sê, dan gaan die Italianers in die gehoor ook verstaan. En die volgende persoon, hy vertaal dit nou weer in Spaans, sin vir sin. Maar as my boodskap 'n halfuur is, hoe lank gaan hierdie preek wees? 'n uur en 'n half. Want ek sê 'n ding, die volgende ou sê 'n ding, die volgende ou sê 'n ding. So jy moet jou preke lekker kort hou. Laat daar geleentheid is, dat dit nou nie te lank vat nie, maar elkeen het 'n geleentheid, en wie lê dit uit? Vir die Afrikaners in die gehoor, lê ek my eie boodskap uit, want ek gee dit vir hulle in 'n taal wat hulle verstaan. Maar vir die Italianers, lê die Italianer dit uit, want dis die taal wat hulle verstaan. Maar vir die Spanjaarde, lê die derde persoon dit uit. So een van hulle moet dit uitlê, met ander woorde, die mense in die gehoor moet een van daai tale verstaan, sodat hulle ook gestig kan word. Met ander woorde, dit moet ordelik en gestruktureerd geskied. Dan gaan hy verder, hy sê, maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Met ander woorde, as hy nou iemand instap en hy kom vat die plek hier langs my op die gehoor, op die podium, en hy kom en hy sê, in Russies, begin hy nou 'n preek. Dan moet ons binne 'n kwessie van sekondes kan bepaal, hoorie, maar niemand van ons verstaan hom nie, dan moet ons vir die persoon wys, hoorie, nee, ons verstaan nie, jy kan maar gaan sit. Hoekom gaan ons hom nie laat preek nie? Dit is nutteloos, niemand verstaan dit nie. So hy kan in die bank gaan sit, hy gaan verstaan wat hy sê, God gaan verstaan wat hy sê, want God verstaan alle tale, maar ons kan nie laat hy met die gemeente praat nie, want dit is 'n sinnelose oefening. Ons mors ons tyd om te luister na iemand, wanneer ons nie verstaan wat die persoon sê nie. So, vers 29, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel, maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. Met ander woorde, verskillende mense moet die geleentheid gegee word om ook te deel wat die Here op hulle hart geplaas het. En dan
Want julle kan almal een vir een profeteer, let baie mooi op, een vir een. Daar is nie gepraat oor mekaar nie, dis by beurte, sodat almal kan leer en almal bemoedig kan word. Die gees van die profete is aan die profete onderworpe. Waarom noem Paulus dit? Weens die verskynsel van ekstase onder van die ander kultusse in Korinthe. In daai kultusse gaan die persone wat profete is, en hulle gaan in ekstase in. Hulle is buite hulle self, hulle het nie meer beheer oor wanneer hulle praat en wanneer nie. Met ander woorde, ene kan nog besig wees om te praat, en dan begin die ander ene te praat oor die vorige spreker en. Die Bybel sê, nee, dis nie hoe dit werk in die Christelike kerk nie. In die Christelike kerk is die gees van die profeet aan die profeet onderworpe. Onthou daai aspek van gees, die prentjie, so jou gedagte is nie 'n gedagte wat nou oor 'n ander persoon uitgespreek moet word nie. Jy kan wag totdat die ander persoon klaarmaak, en wanneer hy klaar is, dan kan jy op jou beurt ordelik die gedagtes met die res van die gehoor deel. So, hy gaan verder en hy sê, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Daai videogreep wat ons gisterdag gekyk het, was dit enigstens ordelik? Verseker nie, daar was geen orde nie. Met ander woorde, dit strook nie met die karakter van God nie. Dan, verse 34 tot 38 gaan oor vrouens wat in stil wees in die gemeente. Heinrich het gesê, hy is meer as bereid om met enige van die dames te ontmoet na die tyd. Hy sal vir julle in detail bespreek wat daar aangaan. Ek raak nie daan met 'n 10 voet paal nie. Ons gaan aan by vers 39. Hy sê, daarom broeders, beywer julle met die oog om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik geskied. Dit gaan oor orde, maar let mooi op. Hy sê, moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Maar het hy dan nie nou net vir ons reëls gegee daaroor wat gesê het hoe dit werk nie? Ja, met ander woorde, dit moet werk volgens daai reël. So as iemand in die kerk inkom en hy praat 'n ander taal, gee hom geleentheid om te begin praat, want iemand in die gehoor kan die gawe ontvang het van uitleg van tale en kan vir die gemeente oordra wat die vreemdeling daar probeer sê. Want die Here kan ons seën deur iemand wat ons nog nooit eers ontmoet het nie. So ons moenie daai aspek beperk en sê, nee, tensy jy nie hierdie taal praat, kan jy nie praat nie. Ons moet die geleentheid gee. Die Here kan ook deur 'n ander taal en 'n vreemde tong met sy mense spreek. So, ons bly altyd by die Bybelse beginsel. So, in opsomming oor tale in die Bybel. Dis 'n letterlike wêreldtaal of mensetaal volgens Handelinge, beide 2, 10 en 19, en ons sien daai selfde konsepte binne in 1 Korintiërs 14. So daar's nie 'n manier wat jy kan sê, maar daar's 'n tweede vorm van tale nie. Hoekom kan daar nie twee verskillende, totaal verskillende vorms van tale dieselfde titel dra nie? Vir die eenvoudige rede, Handelinge is geskryf deur Lukas. 1 Korintiërs is geskryf deur Paulus. Hulle was nie vreemdelinge nie. Hulle het saam gewerk. Inteendeel, as jy in Handelinge 19, die laaste weergawe wat ons 'n geskiedkundige verwysing na spreking in tale kry, as jy dit lees, en jy lees net 'n klompie verse verder, dan sien jy hoekom Paulus by Lukas uit. En hoe het Lukas geweet wat daar gebeur het? Paulus het hom vertel. Dis hoe hy die inligting gekry het, dis hoekom hy dit in sy boek kon skryf. So as dit twee totaal verskillende konsepte is, hoekom gebruik die twee mees geleerde manne waarskynlik tussen die Nuwe Testament skrywers, een is 'n mediese dokter, die ander is hoogs geleerd in teologie, hoekom gebruik hulle dieselfde term vir twee totaal verskillende goed? Maak nie sin nie. Hulle het mekaar geken, hulle het saam bedien. So, is 'n letterlike mensetaal, dis nie vir persoonlike toewyding wanneer jy alleen in jou binnekamer is nie, want die beginsel van die gawe is om ander te dien. Hoe kan jy ander ene dien as jy alleen in jou binnekamer is? En dan, dis ter stigting van ander en spesifiek vir die verkondiging van die evangelie. Nou, kom ons kyk net vinnig na wat die kerkvaders gesê het. Hoekom is dit belangrik? Hulle lewe baie nader in tyd aan daai gebeure as ons, plus die vroeë kerkvaders het gelewe in die tyd wat die Bybelse weergawe nog baie aktief beoefen is. Sommige van die bietjie later kerkvaders sê, hierdie manifestasie verminder, en ander sê dit het opgehou. Sê ek daarmee dat
spreking in tale glad nie vandag kan gebeur nie. Nee, verseker nie. Want ons kry tot vandag toe nog steeds dat mense by geleentheid die vermoë kry om 'n taal wat hulle nooit van tevore kon praat nie, ewe skielik vlot te kan praat. En hulle preek dan in 'n taal wat hulle nooit aangeleer het nie. Maar daar's 'n essensiële verskil tussen wanneer dit vandag gebeur en dit wat gebeur het in die vroeë kerk. En wanneer ek deur die kerkvaders se stellings gaan julle duidelik sien wat daai verskil is. So, ons gaan kyk eers na Origenes. Hy sê, if the one who speaks in tongues does not have the power to interpret, met ander woorde om dit te vertaal, interpret them, others will not understand, but he will know what he was moved by the Spirit to say. So die spreker weet altyd wat hy sê wanneer dit kom by die gawe van tale. Die volgende een, Hilarius van Poitiers, in sy werk On the Trinity, hy sê, the phrase Spirit of God denotes also the Paraclete Spirit, and that not only on the testimony of prophets, but also of apostles, when it is said, this is that which was spoken through the prophet. En nou verwys hy na daai aanhaling na Joel wat Petrus gemaak het. Hy sê, it shall come to pass on the last day, says the Lord, that I will pour out my Spirit upon all flesh, and their sons and their daughters shall prophesy. And we learn that all this prophecy was fulfilled in the case of the apostles. So daar was vervulling van daai profesie met die apostels. En kyk wat sê hy nou. When after sending the Holy Spirit, they all spoke with the tongues of the Gentiles. So hulle die vermoë ontvang om die heidene se tale te kan praat. Waarom? Sodat hulle die heidene kan kersten. Sodat hulle onder die heidene kan evangeliseer. Eusebius van die Mesa, net een caveat, hierdie man is heeltemal uniek en hy was my grootste frustrasie tydens my studies. Niemand anders sê wat hy sê nie. Daar's nie bevestiging nie, so die eerste gedeelte van wat hy sê, gaan ons 'n bietjie anders te beskou as die tweede gedeelte van wat hy sê. Hy sê, but when he, verwysend na God, gave literary ability to ignorant men so that they could write gospels, giving the ability to write, he also gave the Roman tongue to the Galileans and the languages of the world to his apostles for the teaching and admonition and exhortation of the nations of the world. Hy is uniek, hy sê, hy beweer, God het nie net die vermoë gegee om in ander tale te praat nie, maar die manne wat nie kon lees en skryf nie, het die vermoë gekry om ook te kan lees en skryf, sodat hulle evangelies kon neerskryf, sodat mense tot bekering kan kom. Ons kry geen sekondêre verwysing daarna, of enigiets anders nie. Maar, onthou wat ek hier gesê het, want binnekort gaan dit relevant word, wanneer ons kyk na die geskiedenis van die Pinksterkerk. Hy beweer, mense het ook saam met die gawe van tale, die vermoë gekry om in ander tale te kan skryf. En net so vir interessantheid, hy praat dan spesifiek, wanneer hy praat van die tale wat hulle ontvang het, praat hy daarvan dat hulle Romeins en ander tale van die wêreld kon praat. Met ander woorde, die tale wat hulle ontvang het, was mensetale, nie een of ander vorm van ekstatiese spraak nie. Dan, Philastrius, hy sê, the knowledge of languages which offending men lost 2700 years earlier, met ander woorde 2700 jaar vroeër. The Lord conferred again through the Holy Spirit at the time of the blessed apostles, after his ascension, without any effort upon those who believed. Nou, wat het 2700 jaar voor die uitstorting van die Heilige Gees gebeur? Die toring van Babel. Offending men lost the ability. Almal kon met almal praat. Daar was nie 'n probleem om met ander te kan kommunikeer nie. Maar, omdat hulle rebels was, omdat hulle nie geluister het na wat die Here van hulle verwag het nie, word hulle tale vermeng, hulle verloor die vermoë om met mekaar te kan kommunikeer. Maar nou sê hy, daai vermoë om weer met alle ander mense te kan kommunikeer, dis wat gebeur het toe die Heilige Gees uitgestort is. Maar kyk nou beskryf hy dit verder. Hy sê, as it is written in the Acts of the Apostles, for it is the power of angels to know the languages of some men, all men. Engele se vermoë is om
alle mense tale te kan praat. En dan sê hy, but through faith in Christ, without any effort, the knowledge of them all was passed on to believers. So wat is volgens die kerkvaders die ware gawe van tale? Dis 'n ommekeer, 'n ommeswaai van die vloek van die toring van Babel. Dis die vermoë om nie net 'n ander taal te kan praat nie, nie net Russies of Italiaans of Duits nie. Dis die vermoë om alle ander tale te kan praat. Hoekom? Want alle ander tale se mense het nodig om te hoor van verlossing in Jesus Christus. Ons gaan binnekort 'n bevestigende weergawe hiervan kry. Dan, Johannes Chrysostomus, hy sê, wherefore then did the apostles receive it, daai it is the gift of tongues, before the rest, because they were to go abroad everywhere, and as in the time of the building of the tower, the one tongue was divided into many, so then the many tongues frequently met in one man, and the same person used to discourse both in the Persian and the Roman and the Indian and many other languages, the Spirit sounding within him. So weer eens, die vermoë om in ander wêreldtale te kan praat ter wille van die verkondiging van die evangelie. En dan sê hy, and the gift was called the gift of tongues, because he could all at once speak diverse languages. Nie net 'n ander taal nie, 'n menigte van ander tale sodat hulle kon evangeliseer. Dan, Gregorius die Grote, hy sê, the Holy Spirit appeared in tongues of fire over the disciples and gave them the knowledge of all languages. Die kerkvader sê, dit was onmoontlik vir die apostels om iemand te kom, moet wie hulle nie die evangelie kon deel in hulle moedertaal nie. Dis die ware gawe van tale. Nou, is daar enige iemand in die moderne lewe wat kan sê ek het die gawe van tale ontvang wat dit kan doen? Nee. Daar's by uitsondering iemand wat die vermoë kry om Japanees te kan praat of Duits te kan praat of wat ook al. Maar hierdie is in 'n liga van sy eie. Hierdie kan jy nie namaak nie. Dis 'n vermoë wat absoluut bo enige menslike vermoë lê. Dis die werklike tale van engele. Tale van engele is nie net nog 'n onverstaanbare taal nie. Die tale van engele is die vermoë om alle tale te kan praat, sodat God daardeur verheerlik kan word. Dan, tale in die Ou Testament, is daar 'n Babel-konneksie. Ons het nou gesien, die vroeë kerkvaders maak so 'n konneksie. Daar's verseker 'n konneksie. Die naam Nimrod beteken rebellie, en alles wat hy gedoen het gelei tot groter rebellie teen God. Hy laat dan hulle daai toring bou. Nou, die woord Babel het 3 moontlike oorspronge. Die eerste is dat dit kom van die Hebreëse woord Babal, wat beteken om te verwar. Kontekstueel is dit 'n moontlikheid. Was daar verwarring by die toring van Babel? Verseker was daar. Die tweede moontlikheid, die Babiloniese woord Babalu, wat beteken om te verstrooi. Is dit kontekstueel moontlik? Natuurlik, want daar het verstrooiing plaasgevind by die toring van Babel. Die derde moontlikheid, 'n ander Babiloniese woord, Babalu of Babilu, wat beteken 'n portaal na God. Wat het hulle probeer doen met die toring? Om 'n toring te bou wat reik tot aan die hemel. Hulle wou 'n alternatiewe portaal na God toe hê. So ek weet nie watter een van daai 3 was die rede vir die oorsprong van die woord Babel nie, maar waarskynlik het al 3 bygedra, want al 3 is relevant in terme van hulle betekenis. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die moderne geskiedenis van tale. Meeste Pinkstermense herken een van 2 mense as die vader van die Pinksterbeweging. Die eerste is hierdie man Charles Parham. Ons gaan bietjie later kyk na die tweede, man met die naam William Seymour. Nou, Charles Parham was 'n baie sieklike kind, en vir daai rede, hy's 'n gelowige persoon, begin hy 'n gesondheidsbediening, en hy wil graag mense ook oplei om te evangeliseer. En vir daai rede trek hy na Topeka, Kansas, en hy begin die Bethel Bybelskool. Maar hy het nie in 'n ryk familie groot geword nie, so hy het nie baie geld nie. Hy moet sien en kom klaar met dit wat hy het. En hy huur dan 'n plek met die naam Stones Folly. Nou kan jy sê, maar jy het nou net gesê hy het nie baie geld nie. Kyk, daai kasarne van 'n plek. Daai plek is nie klaar gebou nie. Halfvoltooide plek.
Met ander woorde, hy kon dit baie goedkoop huur en hy kon sy studente daarin plaas sodat hy hulle kan oplei. Maar by geleentheid gaan hy dan en hy bedien dan weg van daar waar hy gevestig was, in Topeka, Kansas, en hy sê vir sy studente, wat is die Bybelse bewys van doping in die Heilige Gees? Bestudeer daai tema, ek gaan bedien in Zion City. En hy gaan Zion City toe, hy gaan bedien daar, en hy kom 'n paar dae later terug, en toe hy terugkom, toe sê hulle vir hom, antwoord is die gawe van tale. Wat is die konklusie wat hulle bereik? Hulle sê, die aanvanklike bewys van doping in die Heilige Gees is die vermoë om in tale te praat. Waarom? Handelinge 2. So, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan gaan jy in tale praat. Is hulle korrek in terme van wat gebeur het in Handelinge 2? Ja, maar ontvang almal dieselfde gawe volgens 1 Korintiërs 12? Nee, die Heilige Gees gee soos hy wil. Hy vra die vraag, het almal die gawe van genesing? Die antwoord is nee. Spreek almal in tale? Die antwoord is nee. Kan almal dit uitlê? Die antwoord is nee. So hy is nie heeltemal korrek dat dit 'n aanvanklike bewys is vir alle mense nie, maar die idee begin by hom, en daarom, omdat daai idee sentraal staan in die hele Pinksterbeweging, het hulle 'n onafskeidbare koneksie spesifiek met Charles Parham. Maar Charles Parham sê, die gawe van tale is mensentale, nie ekstatiese spraak nie. Nou, hierdie word dan die sentrale leerstelling van die Pinksterbeweging, en een van sy studente, hierdie was 'n foto van baie later in haar lewe, sy was nog 'n jong dame, toe sy by hom was, haar naam is Agnes Osman, en met die nuwejaarsdiens van 1 Januarie 1901, baie kort nadat hy teruggekom het en hulle hierdie antwoord vir hom gegee het, toe sê sy vir hom, maar ek wil die gawe van tale ontvang. Lê my die hande op, dan kan ek die gawe ontvang. En hy was bietjie onseker. Hy was nie seker, moet hy of moet hy nie. Maar hy besluit, jy is reg, ons gaan daarvoor, ons doen dit. Hy lê haar die hande op, en dan sê hulle, sy het in Chinees begin praat. Hoe weet hulle dit? Want dis hoe dit geklink het. Maar, daar was Chinese in Topeka, Kansas. So hulle roep die Chinese, hulle sê, kom luister 'n bietjie hier. Die Chinese kom maar aan, praat met haar, hulle gaan na Charles Parham toe, hulle sê, is nie Mandaryns of Kantonees nie, miskien is dit Japanees, gaan vra vir die Japs, daar is Japaneese ookie, maar is nie Chinees nie. Maar, onthou wat ek net al gesê het, van Eusebius van die Mesa, tale wat gepaard gaan moet skryf, Charles Parham sê, sy het in Chinees geskryf ook. Nou, ek kan nie Chinees skryf nie, maar ek kan jou waarborg, daar is nie Chinees nie. Ek was al in genoeg China winkels om te weet hoe Chinees ten minste min of meer lyk. Maar hulle beweer daai is Chinese skrif. Toe hulle vir die Chinese vra, maar wat is daai? Toe sê hulle nie, ons weet nie, lyk soos geskribbel. Maar het geglo sy het in Chinees gepraat en dat sy in Chinees geskryf het. Van die ander studente sê, maar ons wil ook hierdie gawe hê. En hy lê hulle die hande op en party praat Sweeds, 'n spesifieke persoon praat Zulu. En Charles Parham sê vir hom, dit sê vir jou waar jy moet gaan bedien. Jy moet Suid-Afrika toe gaan, Zulus kom van daar af. Persoon word hiernatoe gestuur, die ander persoon word Swede toe gestuur, en so word van sy studente wêreldwyd gestuur. Almal van hulle, sonder uitsondering, kom terug en sê, daai mense het die vaagste benul wat ons sê nie. Ons praat nie hulle taal nie. So alhoewel hy vas geglo het en vir die koerante gesê het, dit uitgebasyn het, hierdie gawe is die vermoë om ander wêreldtale te praat, mensetale, is daar geen bewys dat selfs een van hulle 'n ander mensetaal gepraat het nie. So dit was in essensie 'n onverstaanbare taal wat hulle gepraat het. Nou, wat later gebeur, daai Stones Folly word verkoop, hy skuif sy bediening, hy gaan bedien eers in Kansas City, wat op die grens van die staat Kansas en Missouri is, maar bietjie meer aan Missouri se kant. Hy begin daar bedien, paar jaar later trek hy af Houston toe en hy begin hierdie Apostolic Faith Movement skool. En daar leer hy mense ook oor tale en hy fokus nogal baie sterk op die aspek van, dis die oomblik wat jy die Heilige Gees ontvang, dan kan jy in ander tale praat. Maar oowee, daar daag 'n student by hom op, met 'n bietjie donkerder vel as wat hy gewoond is. Charles Parham, baie sterk bande met die Ku Klux Klan. Hy's regs. En hy laat nie hierdie man tussen die blankes binne in die skool sit nie. Hy sit buite, hulle maak 'n venster oop.
As dit reën, sit op die stoep, hulle maak die deur oop. Maar jy kan nie wit en swart meng nie. Nou, anders as in Suid-Afrika word dit in Amerika genoem the Jim Crow laws, die rassewette wat hulle in daai tyd gehad het. Maar, absolute begaafde persoon, hierdie William Seymour, hy was blind in sy een oog, maar baie begaafde spreker, hy preek regtig goed. En 'n dame wat aan die hoof was van een van die swart kerke in Los Angeles, sy kom besoek familie in Houston, en sy hoor hom preek, en sy sê, genade, ek moet hierdie man daar by ons uitkry. En sy sê vir hom, man, is jy bereid om by ons te kom bedien? En hy sê, ja. En weet jy wat? Uit die goedheid van sy hart, gaan Charles Parham, en hy betaal vir die treinkaartjie. Kan jy dit dink? Hy wil eintlik net van die man ontslaa raak, maar hoe dit ook al sê, hy laat die man toe nou gaan, laat hy daar gaan bedien. Hy kom aan in Los Angeles, en hy begin daar te bedien, en na sy eerste boodskap, waarin hy gesê het, die aanvanklike teken van doping in die Heilige Gees is dat jy in tale praat, sê hulle vir hom, nee, jy kan nie verder hier bedien nie. Toe die volgende dag daar aankom, toe hulle die kerk se deure met 'n ketting gesluit, met 'n notaatjie, ons het nie meer jou dienste nodig nie. Maar, Ruth en Richard Asbury, hulle het die eerste diens bygewoon, hulle sê, nee, maar ons wil meer hoor, en daar's ander wat ook meer wil hoor. En hulle sê, maar hoorie, ons het ons eie huis, kom preek in ons huis, bring hierdie klomp mense wat hier buite staan, wat nou nie kan ingaan en na jou luister nie, bring hulle saam, kom preek, sommer by ons huis, en daar, in 214 North Bonnie Brae Straat, begin hulle dan dienste, en al hoe meer mense begin bywoon. Naderhand, na bewering, is daar omtrent 300 mense. Ek kan nie 300 mense in 'n huis inpas nie. So die mense begin naderhand buite te staan, hy staan op hy stoepie en hy bedien hulle. Nou een ding waarvan nog niemand in die geskiedenis van die mensdom Pinkstermense aangekla het nie, is dat hulle stil is. So dis 'n lewendige diens, want ek meen die ou preek met vuur, en van die mense praat in tale, maar ander mense wat daar rondom woon, hulle is nie gelukkig nie. Hulle bel die polisie. Polisie kom aan, sê, hierdie kan nie gebeur nie. Julle moet vir julle 'n ander perseel kry. Julle kan nie geraas maak tussen, nie almal is gelowiges hier rondom nie. Kry vir julle 'n plek. En dis presies wat hy doen. En hulle kry dan 'n perseel in Azusa Straat, en daar kom hulle by mekaar, daar begin blankes, want aanvanklik was dit net African Americans, het was net swart Amerikaners wat bygewoon het, daar begin blankes ook by te woon, hulle ontvang ook die Heilige Gees, en ewe skielik begin daar 'n geweldige groei. In die koerante word daar artikels geplaas, en hoe meer mense die koerante lees, hulle is nuuskierig, hulle gaan soontoe, hulle het ook die tale ervaring ensovoorts, val onder die krag van die Heilige Gees, en ewe skielik, al hoe meer mense, en naderhand is dit 'n kwessie van dienste wat letterlik nie ophou nie. Daar's rekord van dienste wat begin, en 'n week daarna, hou dieselfde diens nog aan, hy het nooit amptelik tot 'n einde gekom nie. Die dienste gaan net aan. As William Seymour moeg raak, dan geslaap hy een van die ander leiers, want uit die aard van die saak, soos die ding groei, is daar ander leiers. Hierdie goeders hou net aan. Dit vloei net voort. Wat al klaar vir jou iets sê, van daar moet 'n mate van ekstase wees, dat dit so lank kan aanhou sonder enige ophou. Maar, Seymour het vra oor sekere van die manifestasies wat daar plaasvind. Want ewe skielik, wanneer iemand die hande oplê en die persoon begin in tale te praat, dan val die persoon ook om. In Engels praat hulle daarvan being slain in the spirit. Maar waar kry jy dit in die Bybel? En hy het by Parham geleer, as dit nie in die Bybel staan nie, dan sit nie reg nie. So hy is onseker, en hy skryf 'n brief vir Parham. Maar Parham is nie haastig om by hom 'n draai te kom maak nie. Onthou, Parham se politiek strook nie lekker met wat hier aangaan nie. En Parham vat sy tyd, maar uiteindelik gaan besoek hy hom wel. En toe hy daar aankom, toe's daar drama, want Parham besoek Azusa, en 'n dispuut ontstaan oor tale. Want wat doen Parham? Hy sê dit wat hier gebeur is nie mensentale nie. Met ander woorde is nie Bybels nie. En hierdie ding van die mense val oor mekaar. En hier val 'n vrou onder die krag van die Gees, en hier val 'n swart man sommer behoor haar. En al was dit nie 'n swart man nie, die blote idee, onthou dis 1906. Die feit dat 'n man hier behoor 'n vrou op die grond neerval en sulke tipe van goed, hy sê dis 'n onding. Hy sê hier is van die duiwel af. Dit hoort nie. En onmiddellik is daar konflik. So die dispuut is nie net oor tale nie, daar's wel 'n rasse element as gevolg van Parham se politiek, maar teologies is die primêre geskil oor die aard van tale. Is dit mensetale of is dit
ekstatiese spraak. So, daar ontstaan 'n leierskapskrisis waar hy genooi is as die persoon wat die mentor was van Seymour. Daar word hy dan nou ewe skielik uitgestoot, die ander leierskap sê, ons kan hom nie hier hê nie, maar hy beskuldig seker van die ander leierskap, dat hulle geleerd was in hipnose, dat hulle die mense hipnotiseer en dis waarom dit gebeur. Hy begin sy eie dienste, hy praat teen wat gebeur by Azusa Straat, maar hy kry geen traksie nie. Hy gaan terug Texas toe, en net so is daar klagtes teen hom, dat hy 'n jong seun gesodomiseer het. Daar's geen geskiedkundige bewys dat daai aanklag teen hom ooit verder gevat is nie, maar alhoewel die klagtes laat vaar is sy reputasie geruïneer. Hy het probeer om verder te bedien, maar hy het nooit die hoogtes bereik wat hy van tevore gehad het nie. Van die mense, omdat hierdie leierskapskonflik nou gebeur het, is daarvan, hierdie kom uit 'n publikasie met die naam The Burning Bush, hulle spot nou met hierdie nuwe Pinksterbeweging, hulle sê, Parham is dan nou die leier, The Gift of Tongues in Los Angeles, our God-appointed leader, September 1906, na aanleiding van 'n artikel wat Seymour geskryf het en gesê het, maar Charles Parham is die leier. Maar kyk wat gebeur kort daarna, soos 'n Jack in the Box, spring Seymour uit, Parham se kop waai dan na die ander kant toe en hulle sê, our God-appointed leader, December 1906, so tussen September en Desember, radikale leierskapsverandering. Konflik oor die aard van tale, en dan Parham het die Azusa Straat manifestasie verwerp, onder andere, omdat dit nie mensentale was nie, maar 7 maande nadat hierdie split gebeur het tussen hulle, by Azusa verwerp William Seymour die idee dat die gawe van tale die aanvanklike bewys van doping in die Heilige Gees is, en onthou, dis 'n kernbeginsel van die Pinksterbeweging. Daar is net 2 moontlike leiers, maar die een sê, die een wat hierdie doping is 'n bewys van, of tale is 'n bewys van doping in die Heilige Gees, die een wat daai dogma gevestig het, hy sê nee, die formaat van tale is verkeerd, dit moet mensentale wees, dit kan nie ekstatiese spraak wees nie. Die ander een, die een wat die ekstatiese spraak beoefen, hy sê nee, ek glo nie meer soos wat ek van tevore geglo het nie. Hy sê dan in the Apostolic Faith, in 'n artikel wat hy self geskryf het, daar is tale is een van die tekens wat met elke gedoopte persoon gepaard gaan, maar dit is nie die ware bewys van doop in die alledaagse lewe nie. Jou lewe moet gemeet word aan die vrugte van die Gees. As jy kwaad word, of kwaad spreek, of laster, ek gee nie om hoeveel tale jy mag hê nie. Jy het nie die doping met die Heilige Gees nie. Jy het jou verlossing verloor, jy het die bloed in jou siel nodig. So hy verwerp daai sentrale pilaar van die Pinksterleer. So kan hy beskou word as die vader van die Pinksterbeweging? Nee. Kan Parham beskou word as die vader van die Pinksterbeweging? Nee. Hy sê ekstatiese spraak is nie die Bybelse weergawe van spreking in tale nie. Dit moet mensentale wees. So, net in opsomming, tale word dan 'n wêreldwye fenomeen van die 1906 manifestasie af, wat aangehou het vir 'n hele klomp jaar. Mense van oor die wêreld kom besoek hulle gaan terug na hulle eie lande toe, nadat hulle die Heilige Gees ontvang het en in tale begin praat het, en vandag is die Pinksterkerk 'n wêreldwye kerk. In omtrent elke land is daar dan 'n Pinksterbeweging. So, wat is ekstatiese spraak en waar kom ekstatiese spraak vandaan? Is dit iets nuut wat begin het op Pinksterdag, of dan nou iewers in die boek Handelinge? Pinksterbeweging is nie die eerste verskynsel van ekstatiese spraak nie. Inteendeel, die eerste weergawe daarvan sien ons aangeteken in antieke biblos op 'n klei tablet wat gedateer word na 1100 voor Christus. In daai tablet praat hulle van ekstatiese spraak wat al vir honderde jare voorkom. So dis 'n baie ou verskynsel in die heidendom. Onthou, daar was ook nie Christene daai tyd nie. Daarna word daar gelees van in Plato se werk, ook in Virgilius se werk, en word dit vandag nog beoefen, verseker, dis baie algemeen. Dit kom voor in voodoo, in heksery of Wiccan. Dit kom voor onder shamanisme, veral hier in Afrika. Dit is algemeen in hindoeïsme, en dit kom voor onder die fakiers in Indië. Dis 'n algemene verskynsel in die heidendom. Nou, wie naaap vir wie? Naaap God ooit vir Satan? Nooit. Naaap Satan vir God? Verseker.
elke kans wat hy kry. So waarom sal die teken van doping in die Heilige Gees identies dieselfde lyk as 'n manifestasie wat in die heidendom voorkom vir millennia? Dit maak nie sin nie. En Bybels is dit nie ekstatiese spraak nie. Dis die vermoë om 'n ander taal te kan praat. Nou, is daar 'n Rooms-Katolieke koneksie? In van die vorige lesings het ons spesifiek gekyk na die invloed van die Rooms-Katolieke kerk. En ons praat nou oor die wyn van Babylon. Ons het gesê ons gaan kyk na tale, die geheime wegraping en na aspekte van die immortaliteit van die siel. Is daar 'n Rooms-Katolieke koneksie? Ons moet gaan kyk. Openbaring 16:13 sê: Ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Waarmee vang 'n padda sy prooi? Met sy tong. Maar, wat het ons hiermee te doen? Die draak, wie het ons gesien is dit? Openbaring 12 maak het baie duidelik, ook Openbaring 20. Die draak is Satan, die duiwel, die slang. Goed, wie is die dier? Dis nou die een wat uit die see uit opgekom het. Dis die Rooms-Katolieke stelsel. Wie is die vals profeet? Dis die dier wat uit die aarde uit opgestaan het. Dit verwys na Amerika, maar in 'n breër konteks eintlik na afvallige protestantisme. Want baie van die afvalligheid in protestantisme kom eintlik uit Amerika uit, soos onder andere die tale manifestasie, want waar die tale manifestasie die moderne weergawe begin. In Topeka, Kansas, dis amper dood in die middel van Amerika. So in die middel van die dier wat uit die aarde uit opgestaan het. Nou, Kenneth Copeland, een van die mees prominente Pinksterleiers en voorstander van die ekumene beweging, wat sê ekumene beweging? Dat al die kerke weer moet saamkom en nouer saamspan saam met die Rooms-Katolieke kerk. Hy het die volgende greep in sy gemeente gespeel ter verduideliking van die oorsprong van die moderne gawe van tale. Ek wil hê julle moet baie mooi luister na wat hy sê. Dis Kenneth Copeland wat 'n video speel vir sy mense om te verduidelik waar kom die gawe van tale soos ons dit in die Pinksterbeweging beoefen, waar kom dit vandaan? Luister mooi. God. Somebody shout amen. Now I got some things I want to show you here. Hallelujah. Thank you, Lord. If you'll watch these screens, please. The Protestant Reformation could also be known as one of the largest church splits in history. What took place in 1521 when Martin Luther was excommunicated from the Catholic Church opened wide the doors to the spirit of division. Since that time, true unity in the church has been nearly unheard of, with denomination after denomination and church split after church split. Jesus' prayer that we all may be one has seemed to be almost unattainable. However, within the heart of one young nun, the Holy Spirit was fanning a flame that would spark miraculous change. Blessed Elena Guerra would not rest from encouraging Pope Leo XIII to establish an institutional devotion to the Holy Spirit. He dedicated his pontificate to the reunion of all Christians, and on the first day of 1901, invoked the Holy Spirit over all Christendom to usher in the new century. That same day in Topeka, Kansas, the Pentecostal movement sparked a flame when a young girl began speaking in tongues after the invocation of the Holy Spirit was given by a lay evangelist. Following the 1901 Pentecostal outpouring, a revival began in 1906 on Azusa Street, bringing real and lasting changes in the lives of those whose hearts were touched. Years passed, bringing small signs of hope in the Catholic Church. Just as Pope Leo XIII had prayed for an outpouring of the Holy Spirit in 1901, Pope John XXIII prayed in 1962 for God to renew your wonders in this our day as by a new Pentecost. Those prayers finally began to come to pass in 1967. This fresh move of the Holy Spirit took place not at the hands of the clergy, but rather among a group of Catholic students from Duquesne University. It quickly spread to the University of Notre Dame and was then experienced in the Catholic Church in 1970.
This now worldwide charismatic movement currently includes approximately 700 million people, of whom 160 million are Catholics. This charismatic renewal grew from small prayer groups into national and international conferences. The magnitude of change that was to come because of this openness to and welcoming of the Holy Spirit was not initially known. By the Holy Spirit's great work, those 500-year-old divisional walls are coming down. The historic events at the beginning of the charismatic renewal are significant for unity, not only among individual Christians, but also for unity in the entire worldwide church. The separation between the Catholic Church and the Lutherans that began in the 1500s has been reversed. Nearly 500 years later, in 1999, through the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, together, they stated that Christ himself is our righteousness, by grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part. We are accepted by God. A common understanding of justification by God's grace through faith in Christ has built a bridge, reuniting the churches. And that is only the beginning. Around the world, Christians from all denominations, races, and languages are joining together and again becoming the body of Christ. It is now that we all must come unto the unity of our faith, that the world may know that we are his disciples. Somebody ought to shout amen. Can you now see why the devil fought for the lie that a Catholic couldn't be saved? Come on. This Pentecostal outpouring in our time started in the Vatican. It didn't start in Azusa Street. It didn't start in Topeka, Kansas. It was a pope that invoked faith and asked God for a new Pentecost. So, is daar 'n Rooms-Katolieke koneksie met die moderne weergawe van spreking in tale? Ongetwyfeld. Een van die top Pinksterleiers in die wêreld sê self so. En jy gaan gereeld sien dat hy ontmoetings het met die pausdom. Nou het ons gekyk het in Openbaring 13, het ons duidelik gesien hoe daai pauslike mag gaan groei en sterker word en die invloed gaan sprei. Daar's ongetwyfeld 'n koneksie. Die moderne spreking in tale bou die brug om ekumene bande te versterk. Hoekom sê ek so? Die Pinksterbeweging het begin as 'n inherent anti-katolieke beweging. Hulle het gesê die pausdom is verkeerd. Maar ewe skielik gebeur daar 'n ding wat 'n dilemma vir hulle veroorsaak. By Duquesne Universiteit en Notre Dame Universiteit begin Rooms-Katolieke in tale te praat en nou sit hulle met 'n probleem. As ons die vinger wys na hulle en sê maar hulle is verkeerd, maar hulle manifesteer dieselfde gawe van doping in die Heilige Gees as wat ons manifesteer, hoe kan ons sê hulle is verkeerd? Die enigste alternatief is om te sê, maar die gawe is nie 'n legitieme gawe nie, maar dan verloor hulle eie Pinkster identiteit. So watter een kies hulle? Kom ons omarm die Rooms-Katolieke Kerk. Kom ons werk saam en ons kom nader aan mekaar in 'n ekumene beweging. En dis waar die gevaar lê. Hulle kan nie stry teen daai manifestasie nie. Die oomblik wat 'n Rooms-Katoliek in tale praat, net soos wat jy in tale praat, kan jy nie sê maar sy teologie is verkeerd nie. Hy dan die Heilige Gees nie as jy dit het, wie is jy om hom te oordeel? Dis waar die probleem lê. Ek is oortuig die keuse was verkeerd. Hulle moes gesê het, nee, die Bybel leer ons wie die klein horingkie mag is. Ons kan nie in die ekumene beweging betrokke raak nie. So, Jesaja 28:10-13 sê,
Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides, en dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. In Bybelse konteks, hoe val jy voor God neer? Altyd op jou aangesig, met ander woorde vooroor, in aanbidding op jou knieë. In hierdie manifestasie, wat gepaard gaan met spreking in tale, val hulle agteroor, wat volgens die Bybelse beskrywing iets is wat 'n teken is van om mislei te word. Dis waar die gevaar lê. Nou, hulle praat baie keer van hierdie, julle kan onthou in die video, dan praat hulle van fire falling, vuur wat uit die hemel uit neerdal. So hulle beweer hierdie is daai seën wat van die Heilige Gees afkom, want onthou, toe die spreking in tale begin het in Handelinge 2, het daar tonge soos van vuur op die mense neergedaal, nê? Nou, wanneer ons na daai aspek kyk, Openbaring 13 vers 12 en 13 sê, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit, en onthou hierdie dier wat ons nou na kyk, is die dier wat uit die aarde uit opstaan, met ander woorde, dis iets wat sy oorsprong het in die VSA. Hy sê, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, met ander woorde, met sy goedkeuring. En hy sê, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot wonders en tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal. Is dit die ware vuur soos van God? Nee, dis 'n valse vuur. En dan sê hy, op die aarde voor die oë van die mense. Dan sê Openbaring 18 vers 1 tot 5, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword die woonplek van duiwels en die versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Wyn, 'n profetiese beeld van doktrine, so mense is so in hulle verstand beïnvloed, dat hulle nie meer kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, nes 'n dronk persoon. Nou gaan hy aan en hy sê, en die konings van die aarde het met haar gehoreer, en die handelaars van die aarde het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap het met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtigheid onthou. God is lief vir sy kinders wat hom opreg soek. En hy maak dit duidelik, as jy valsheid teekom, hy roep jou uit, hy sê, kom uit daar uit, my volk, bly by die Bybel en die Bybel alleen. Hy's nie gepla oor jou gemaksone nie, hy's gepla oor jou siel en jou verlossing. Maar dan moet jy gehoorsaam wees, wanneer hy roep, kom uit daar uit, my volk. Dis nie altyd maklik nie, maar alles is moontlik, wanneer jy getrou bly aan God. Die Bybel sê vir ons, daai versoeking is menslik, maar God is getrou. Hy sal ook vir jou die krag gee om dit deur te gaan. So, in die volgende lesing kyk ons na die eerste vrou op die maan. Dit klink kripties, maar dis 'n ontleding van Openbaring hoofstuk 12. Moet dit nie misloop nie. Kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, vanaand het ons die voorreg gehad om weer die woord te open, om te kyk spesifiek na die tweede gedeelte van hierdie aspek van spreking in tale, en ons het daai Babylon konneksie gesien, ons het die Rooms-Katolieke konneksie gesien, en Here, dit is moontlik dat van ons wat hier is voor 'n keuse staan, wat moet besluit. Watter kant toe gaan ek? Here, en daar
moet nooit van enige van ons se kant af geforseer word nie. Want is nie ons plek om mense te dwing of te druk in 'n rigting nie, maar die skrif sê, die Heilige Gees is die een wat gaan bepaal. Die Heilige Gees is die ene wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Daarom vra ek dat jy elkeen van ons se harte omvanklik maak vir die inspraak van u Gees in ons lewens. Mag ons erns maak met ons studie van u woord en getrou bly aan u, ongeag die aardse nagevolge daarvan. Want ons weet, die hemelse nagevolge daarvan is deur en deur die moeite werd. Christus kom, maar die besluiting op hierdie stadium is geweldig. Maar ons moet ons oë hou op net een, ons verlosser, Jesus Christus. Daarom bid ons alles wat ons vra, in Jesus naam alleen. Amen.